Geseënd is jy. Hier in die Karoo kan jy sien as iets oor jou veld beweeg of aankom. Jy sien dit ver weg. Jy sien dit nog lank voor dit by jou is. 'n Stofwolk teen die horison van 'n voertuig wat dalk aankom, eers klein en dan raak dit al hoe groter. En dit is presies hoe gedagtes werk. Hulle kom nie altyd met 'n geraas nie. Partykeer kom dit so fluisterend. 'n Subtiele beweging op die horison van jou denke. Jy is nie genoeg nie. Jy gaan misluk. God het van jou vergeet. En as jy nie oplet nie, trek daardie stofwolk reg deur jou hart. Paulus skryf ons in 2 Korintiërs 10 vers 5 dat ons elke gedagte gevangene moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Nie sommige nie, elke gedagte. Die beeld kom by my op van hoe ek op die plaas staan, 'n onbekende dier hardloop in die veld verby en ek staan nie net stil en kyk hoe hy rondhardloop nie. Ek los hom ook nie net om verder skade aan te rig nie, nee. Ek vang hom, ek ondersoek hom. Waar kom hy vandaan? Hoort hy hier? Hoe het hy hier gekom? En so moet ons ook met ons gedagtes wees. Ons moet nie toelaat dat dit ons lewe heers nie. Ons moet dit toets. Is hierdie gedagte in lyn met Christus? Stem dit ooreen met wat God van my sê? Of steel dit net my vrede? Want as 'n gedagte vrede steel, kom dit nie van die vredevors ons Vader nie. Ek sit met my koffie hier op die stoep en ek besef net weer wat dit is om stil te raak. Om nie elke gedagte te glo wat deur my kop beweeg nie. Om nie elke emosie as waarheid te aanvaar nie. Want nie elke gedagte is waarheid nie. Net omdat jy dit dink, beteken dit nie dis waar nie. Soms moet jy sê nee, jy mag nie hier bly nie. Jy kies wat hier mag bly. Jy kies wat gedagte in jou kop mag wortel skiet. Jy kies watter stem jy glo. En soos die stof na 'n windstorm weer gaan lê, kom daar helderheid. Wanneer jou denke onder Christus se gesag kom daar orde, daar kom vrede. Jy hoef nie oorrompel te word nie. Jy kan waak, jy kan onderskei, jy kan gedagtes gevangene neem. Hier in die wyte van die Karoo leer God my vandag dat my denke behoort nie aan die wind nie. Dit behoort alleenlik aan hom. Shalom.